Vir die wat ook nou later ingekom het, baie hartlik welkom by ons Pinksterdienste en ek hoop daar is 'n verwagting in die hart. Dis Pinkster, dit gaan oor die werk van die Gees en die verwagting dat die Gees in ons harte sal werk en in ons verhouding met die Here ons ook net nader aan hom sal bring. Ja, en ons die woord vir ons sal oopsluit en ons sal vul met sy krag en sy teenwoordigheid. Die tema van vanjaar is die Vader gee die Heilige Gees aan die wat vra. En vanaand is die tema die Gees van God skep en herskep om God te verheerlik. Môre aand, hoekom moet Christene bid en vra vir die Heilige Gees? En dan Woensdag, hoe bid en vra ons vir die Heilige Gees wanneer sonde die Heilige Gees bedroef? En Donderdag bid en vra vir die Heilige Gees op grond van God se beloftes. En Sondag Pinksterfees, gebed en bediening van die woord. Goed, kom ons, daar is ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, Here, dankie dat ons as u kinders ook u teenwoordigheid in hierdie aand kan opsoek. Dankie vir elkeen wat u ook vanaand gebring het, Here, deur die Gees, vir hierdie afspraak met u. Ons eer u daarvoor, ons aanbid u. Ons dankie dat ons so saam kan wees in u naam. Ja, Here, ons loop op heilige grond wanneer ons oor die Heilige Gees praat. En ons praat so baie dinge oor die Gees en baie keer doen ons u naam oneer aan deur dit wat ons sê en wat ons toeskryf aan die Gees van God. Daarom bid ons, wees in ons midde, lei vir ons en ja, dat ons die woord sal verkondig, sal hoor in waarheid en ook in krag deur die Gees. Praat u met ons, Here, en verheerlik u self in ons midde. Ons bid dit om u naam se ontwil. Amen. Ons teksgedeelte, verskillende, ek gaan ook na verskillende teksgedeeltes kyk, vanaand die teks wat ek wil gee, ek gaan weer later daarna kyk, is, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, dit doen die Here wat die Gees is. En vir die van u wat die oggenddienste getrou volg, soos ons in die Romeineboek aangaan, ons het lank stil gestaan by groot dele van die werk van die Gees van die Here, wat vir u baie sal help. Ons tema is, die Gees van God skep en herskep om God te verheerlik. Gees van God skep en herskep om God te verheerlik. Oor die tema moet jy eintlik 'n boek skryf, en nie 'n preekie. Nou net inleidend, en as 'n mens oor Pinkster praat en oor die Heilige Gees, dan moet 'n mens net jouself posisioneer. Net inleidend die volgende opmerkings oor die gebeure op Pinksterdag, presies 50 dae nadat Jesus, die Seun van God, deur die krag van die Heilige Gees uit die dood opgestaan het. En 10 dae na sy hemelvaart het God die Vader deur sy Seun Jesus die Heilige Gees op 120 gelowiges uitgestort om so die Heilige Gees aan die kerk te gee as 'n gawe wat alreeds in die Ou Testament beloof is. 50 dae, dis waar die woord Pentekos vandaan kom. En dis dan ook op 'n Ou Testamentiese fees, die Pinksterfees wat 'n oesfees was en die mense wat dan tot bekering gekom het op hierdie Pinksterfees is dan die eerste vrugte, want die Pinksterfees was 'n fees gewees waar die mense hulle eerste vrugte Jerusalem toe gebring het. So op daardie groot fees, dis hoekom dalk Jode was van alle nasies daar saam. So die fees, die uitstorting van die Gees op hierdie dag het heilshistoriese betekenis, omdat dit op Pinksterdag gebeur het, Ou Testamentiese fees, en die wortels lê diep in die Ou Testament. En dit word reeds uitgelig, toe die Here Jesus aan sy disippels net voor sy hemelvaart gesê het, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor
nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Nou die Vader se belofte kom in die Ou Testament en daar's verskeie tekste waarop ek nou glad nie nou gaan ingaan nie. En op Pinksterdag het die kerk van Jesus Christus die Gees as gawe van die Vader ontvang. Die kerk het dit ontvang. En voortaan sou elkeen wat in die Here Jesus glo, die Heilige Gees as gawe ontvang. Reeds met wedergeboorte ontvang elke kind van God die Gees van God. Dit beteken as jy 'n kind van God is, het jy die Heilige Gees. Daaroor moet daar by ons geen twyfel wees nie. Dit het ons Romeine gesien, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Paulus bevestig dit aan die Korintiërs. Niemand kan sê Jesus is Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Nou nie net met die mond nie, maar met die hart en met die verstand. En in Efesiërs sê, in hom is julle toe julle tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Jy's verseël deur die Heilige Gees. En dan in Lukas 11 vers 13, gee Jesus 'n opdrag wat nie hierdie weerspreek nie, waarby ons ook later gaan stil staan. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. So jy vra terwyl jy dit reeds het. Paulus bevestig dit wanneer hy sê word vervul deur die Gees. Oor hierdie effense spanning nie, maar die vraag rondom dit sal ek in die aande wat kom ingaan. Maar die vervulling met die Gees dui op die Gees van God wat deur sy inwonende teenwoordigheid jou lewe beheer. Jy het hom ontvang met jou wedergeboorte, hy's daar. Die vraag is, beheer hy jou lewe? En daar moet ons voortdurend vra vir hom. Ons het al by vorige Pinkster reeks ook daarby stilgestaan. In die praktyk sien ons egter dat baie Christene begeer dat die Heilige Gees hulle sal vul. Ek dink nie daar's iets waarvoor mense al so baie gebid het, is vir dat die Heilige Gees hulle moet vul nie. En dat die Here die Heilige Gees in hulle sal moet gee. En dan vat hulle die beloftes. En baie bid en vas selfs, dat die Here sy Gees oor hulle sal uitstort. Verskillende woorde word gebruik. Doop met die Heilige Gees, wat eintlik 'n woord is wat gereserveer is vir die uitstorting met die Heilige Gees op Pinksterdag. Maar hulle bid dat die Here hulle sal doop met sy Gees, opnuut sal vul. Hulle bid en smeek en baie bid dat die Here hulle sal vul met sy Gees om hulle een of ander gawe te hê. As jy nou van die charismatiese kerke is, dan bid hulle geweldig vir die gawe van tale. Vroukie geken. Maar dan, nou dit is 'n onderwerp op sy eie wat ek so 2 Pinksterreekse gelede aangeraak het. Maar in elk geval, mense bid en smeek dat die Here hulle sal vul met sy Gees. En baie gelowiges voel dat hulle gebede nie beantwoord word nie. Dit voel vir hulle of hulle gebede teen die plafon vaslaan. Dit voel vir hulle, maar die Here doen nie wat hy in sy woord sê nie. Dan Jakobus se vraag ons, hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra. Julle vra op 'n verkeerde manier. As julle op 'n verkeerde manier vra, as julle eie begeertes speel 'n groot rol. So dalk moet ons vra, hoekom vra ons? Hoekom bid ons? Vir die vervulling met die Gees. Wat is my diepste motief, as ek vir die Here vra? Vul my met die Gees. Hoekom wil ons vervul wees met die Heilige Gees? Dalk vra ons om 'n verkeerde rede, dalk met die verkeerde motief. 'n Mens sou die vraag kon omdraai, wat is die regte rede en die regte motief om te bid en te vra vir die volheid en die vervulling met die Heilige Gees? Want die Here gee vir ons 'n hele paar oop boek beloftes, dat as ons volgens sy wil vra, dan sal hy dit doen. Hy waarborg dit. Die laaste aand gaan ons daarby uitkom. Die regte rede en motief om vervul te word met die Gees sal duidelik word wanneer ons die werk van die Heilige Gees in die Bybel ondersoek, om ook vas te stel hoekom die Gees doen wat hy wel doen. Wat doen die Gees wanneer hy werk en hoekom doen hy dit? As ons dit verstaan, dan weet ons ook hoekom ons kan vra. So wanneer die Gees werk, wat is sy hoogste doelwit? Wat wil hy bereik? As ons motief is om met die Gees vervul te word, ooreenstem met die Heilige Gees se hoogste doel, sal die Vader die Gees aan ons gee. Groter volheid gee, as ek sy kind is. Hierdie is omtrent onmoontlik
Om in een preek saam te vat, so ons gaan net na die breë lyne kyk, na wat die werk van die Gees in die Bybel behels en wat die Gees daarmee wil bereik. Dit wil sê, hoekom werk die Gees soos hy werk? Nou van begin tot einde van die Bybel is die Gees van God skepend en herskeppend werksaam. God skep en herskep deur die krag van sy Gees om sy wil uit te voer. En God drie-enige, gewoonlik is al drie lede van die goddelike drie-eenheid daarbey betrokke. God die Vader is die skepper, maar hy doen dit ook deur die Seun, as ons in Kolossense lees, maar dit gebeur deur die krag van die Gees, want God is een, maar die Gees speel 'n geweldige groot rol. Daarom kan ons die Gees se werk in twee hoofdele opdeel, die skepping van die heelal en die herskepping van sondaarmense. Die skepping van die heelal en die herskepping van sondaarmense. En dit loop soos 'n goue draad dwars deur die hele Bybel. Ons lees in Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God het oor die water gesweef, reg in die begin van die Bybel, reg in die begin van die Bybel. Die Gees van God in afwagting op die skepping wat gaan plaasvind en wat besig is om plaas te vind. En wanneer ons na Openbaring blaai, lees ons in Openbaring 22 vers 17 en die Gees en die bruid sê kom. Vir wie sê hulle kom? Vir die Here Jesus. Die Gees en die bruid, dis ek en u, die kerk. Aan die einde van die Bybel is die Gees van God weer in afwagting. Die Gees van God het sondaarmense herskep tot nuwe skepings, nuwe mense in Christus, die bruid van Christus, en die Gees kan nie wag dat Jesus Christus sy bruid gaan kom haal nie. Kom ons kyk nou, hoekom het die Vader deur die Gees die heelal geskep? En wat is die hoofdoel van die Gees van God met die skepping van die heelal? Nou, Namibië die afgelope tyd ongelooflik gelyk, mense het rondgery, hulle het woestyn toe gegaan, oral net om, wat te doen? Om God se skepping, alhoewel dit deur die sonde aangetas is, dit nog steeds asemrowend, om net te gaan kyk, hoe dit lyk. Met die skepping van die heelal sweef die Gees van God oor alles wat woes en leeg is, en dan skep die Vader deur die krag en bemiddeling van die Gees, Hebreëse woord is ruach, die hele skepping. Die heelal, die son, die maan, die sterre, alles wat lewe op aarde, plante, diere, die Gees blaas lewe in die mens. Alles wat ons op daai prentjie sien en nog baie meer. Dit is net te veel vir ons verstand. Dat hy dit skep. Psalm 33 sê, getuig hoe die Here deur die Gees geskep het. Dan staan daar in Psalm 33, die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem, dis Gees, ruach, van sy mond, die hemel se hele leer. So ondenkbaar vir ons. Die Gees gee lewe aan die mens en alles wat lewe en skep die ganse heelal wat biljoene ligjare groot is, waarvan ons die einde nie kan sien nie, want ons kan nie in oneindigheid dink nie. Nie die slimste wetenskaplike nie. Ons kan nie die eindes eers pyl van die skepping wat hy geskep het nie. En hy skep het uit niks. Hy skep het uit niks. Dit vra geloof. Deur die lewende woord, Jesus, wat die woord spreek en die krag van die Gees word alles uit niks geskep. Psalm 33 vers 9 sê dit. God het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe staan dit daar. Dis die Gees. Kan jy sien hoe verskraal ons die Gees se werk baie keer? Tot een of twee klein goetertjies wat hy vir my moet doen. Deur sy Gees, deur die krag van die Gees het God geskep. Hoekom? Hoekom het God geskep? God het deur sy Gees geskep om sy almag en sy heerlikheid en sy wysheid en sy majesteit deur sy skepingswerke ten toon te stel en sigbaar te maak. So kom hy geskep het. Psalm 19 sê dit vir ons. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. As jy 'n Christen is en jy oë het oopgegaan dat God dit geskep het en jy aanskou die skepping nag en dag, dan besef jy net God se absolute grootheid.
Nou is die vraag, hoekom word God se almag, sy grootheid, deur sy skepping sigbaar gemaak as 'n skouspel, sodat hy, die almagtige drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die eer kan ontvang daardeur verheerlik word. Het gaan oor sy eer en oor sy verheerliking. Nou, wie moet hom almal verheerlik? Wie moet hom verheerlik? Die mense wat na sy beeld geskep is, moet hom verheerlik. Psalm 8, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. Mense wat dit verstom staan. Ja, selfs die kleinste kindertjies sal in verwondering neerval voor die grootheid en die heerlikheid van God se skepping. En aan hom die eer gee. En die volk van God moes in die Ou Testament ook die nasies oproep om voor God te buig en hom te aanbid oor sy skepingswerke. Psalms is vol daarvan. Juig tot eer van die Here oor ganse aarde, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Sê dit vir die ander nasies. Erken dat die Here God is. Kyk net aan die skepping. Erken dat hy God is. Psalm 96. Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. Gee eer aan die Here, familiegroepe van volke. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Maak net julle oë oop en kyk. Dis God wat dit gedoen het. Dis hoekom Paulus, ons het daarby stilgestaan in Romeine 1 vers 20, dit duidelik stel dat mense wat die waarheid van God se skepingskrag ontken en onderdruk deur hulle sonde en opstand teen God, geen verskoning sal hê nie. Want die skepping wat God se heerlikheid en almag verkondig is oop en bloot vir almal om te sien. Die skepping maak dat geen mense verskoning het nie. Daarom skryf Paulus, hy sê, van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie, met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Uit die Psalms is dit duidelik dat hierdie heerlikheid en almag en grootheid en krag wat God tentoonstel in die skepping nie net daar vir mense is nie. Dis nie net daar vir jou nie, vir my nie. Daar's baie goed wat God skep, wat ongelooflik is, wat geen mens ooit vir een oomblik sal aanskou nie, maar dis daar. Hoekom het God dit geskep? Sodat God vreugde kan vind in sy skepping en alles en almal, alle lewende diere, alle hemelwesens, alles wat daar is, God kan verheerlik. En dat God verheerlik word net deur die feit dat dit daar is. Psalm 148 verwoord dit uitstekend. Prys die Here vanuit die hemele, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son, maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele, onpersoonlike goed wat hom moet prys. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het dit beveel en hulle is geskep. Prys die Here van die aarde af, seediere, al die oseane, weerlig en haal, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Alles wat asem het en wat nie asem het nie, moet die Here loof en prys. Dit bring ons terug by die vraag, wat is die gees van God se hoogste doel, hoekom hy geskep het? Die hoogste doel is van die skepping, van die heelal, alles wat ons kan sien en nie kan sien nie, is die verheerliking van God, sodat God verheerlik kan word. Sy naam groot gemaak kan word. Dat die kollig op hom sal val, op sy ewigdurende krag, almag, grootheid, majesteit en wysheid. Kom hier agter, die mens is glad nie in die middelpunt nie. Glad nie. Dink 'n bietjie aan hoe ons goed doen, dan kyk jy wie staan in die middelpunt. Die mens is hier glad nie in die middelpunt nie. Die mens geskape na God se beeld
moet net deel wees van die heelal se koor wat God se lof besing en aan hom eer gee. Dis duidelik, wanneer die Gees skep, is ons as mense nie die fokus nie. Ons is nie deel van die skepping, van die skepsels. Nee, die Here se eer, majesteit, heerlikheid, grootheid is die fokus, dat hy die eer sal ontvang. En omdat die beeld van God in die mens na Adam en Eva se sondeval geskend is, sukkel die mens om God se heerlikheid en almag en krag in die skepping raak te sien. Hy sukkel. Dit gaan nie 'n verskoning wees nie, maar hy sukkel. Daarom is sondaar mense, van wie hulle eie ek en selfsug se natuurlike fokus, nie God se verheerliking nie. Wat is hulle fokus? Selfverheerliking. Dit sien ons elke dag. En nie God verheerliking nie. Die fokus is hulle self en nie God nie. Dieselfde sou 'n mens kan sê van baie mense wat hulle self Christene noem. Ten diepste is hulle fokus selfverheerliking en nie God verheerliking nie. Iemand wat preek, maak nie saak wat jy doen nie. Dit kan so maklik oor jou gaan. Die lig op jou moet val. Mense dink jy's oulik. Dan gaan dit oor ons grootheid, eer en roem en mag en nie oor die eer en die heerlikheid van die Here nie. En die Here weet dit. As jy na my hart kyk en ek kyk na jou hart, dan weet hy. In sy hart gaan dit oor hom. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor hom, gaan nie oor my nie. En natuurlik is dieselfde waar van baie Christene wat bid vir die Heilige Gees se vervulling. Hoekom vra ek vir die Gees? Dat die Gees moet werk aan my, dat hy moet kragtig my moet gebruik. Gaan dit oor die Here se eer? Om hom te verheerlik? Of gaan dit oor my eer, my grootheid en my roem? Alles natuurlik mooi toegedraai in geestelike taal, om net my geestelike selfsug te verdoesel. Maar die hart is so bedrieglik, ek glo later self, ek bid om die regte redes, maar ek doen nie. Want aan die einde van die dag is die fokus myself, en my eie eer, en nie God en sy eer nie. My gebed is dat die Here ons oë sal oopmaak vir geestelike blindheid, wat maak dat ons blind is vir geestelike selfsug en soek in 'n eie eer, wat baie keer die diepste dryfvere van ons harte is. Die vraag, hoekom doen ek wat ek doen? Gaan dit regtig om die eer van die Here, of gaan dit om myself? Dis ten diepste die vraag. Daai vraag moet ons eintlik met alles vra waarmee ons in die kerk besig is. Gaan dit om die Here, sy eer, of gaan dit oor ons en ons behoeftes en wat ons wil bereik? Of gaan dit oor hom? En wanneer ons egter na die kragtige skepingwerks van die Gees kyk, waar God sondaars verander in nuwe mense, sy herskepingswerk, dan sal die hoogste doel van die Gees van God vir jou en my lewe vir ons nog duideliker word. Kom ons kyk nou na hoekom die Vader deur die Gees sondaar mense herskep, en wat is die hoofdoel van die Gees met die herskepping van sondaars tot nuwe skepsels in Christus. Voor jy die Here leer ken het, is jy soos daai dooie beendere, en as jy wedergebore word, is jy soos 'n babietjie wat lewe het. Hoekom doen God dit? Wat is sy hoofdoel daarmee? Kom ons kyk eers weer na ons teks wat ons gelees het. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Die Gees van God, waardeur die Here die heelal uit niks geskep het nie, herskep 'n sondaar tot 'n nuwe skepping in Christus. So met die skepping het hy niks gehad nie, en hy maak die skepping staan. Met die herskepping het hy sondaars, en hy maak hulle nuwe skepsels. Hierdie herskepping vind plaas wanneer 'n sondaar wat geestelik dood is, lewend gemaak word deur die Heilige Gees op grond van die Here Jesus se kruisdood, sy versoeningsoffer aan die kruis wat hy vir ons op Golgotha betaal het. Paulus skryf daaroor aan Titus, dan sal hy sê in Titus 3:5, God het ons verlos. Hoor nou mooi, God het ons verlos. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte, wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Die mense aandeel word nie daar nie genoem nie. Geloof en bekering vloei uit dit uit. Maar as jy God het ons verlos, die stukkie wat ek uitgelaat het, gaan oor sy groot barmhartigheid en genade. God het ons verlos. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte, wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.
Hier sien ons dat die herskepping van 'n sondaar deur die Gees tot 'n nuwe skepping ook die wedergeboorte genoem word. Ons het in die preke oor Romeine lank stil gestaan by wedergeboorte. Om as sondaar uit jou geestelike doodsheid opgewek te word tot lewe is dieselfde as om deur God se Gees van bo af opnuut gebore te word. Jy kan dit nie doen nie, want jy is in jou sonde dood. Die Gees doen dit van bo af uit die hemel en deur die wedergeboorte word jy 'n nuwe skepping in Christus. Dis waaroor Jesus se hele gesprek met die Fariseë en Nikodemus gegaan het en wat hy nie verstaan het nie. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die Gees met jou 'n nuwe skepping in Christus maak en dan gaan jou oë oop. En die Gees doen dit van bo af. Jy het nie 'n aandeel nie. Jesus beklem dit ook. Hy sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore word. Iemand sit in die kerk of waar ook al, hy luister 'n preek, hy lees uit die Bybel uit, skielik werk die Gees, sy oë gaan oop. Ons weet nie wanneer dit gebeur en hoe dit gebeur nie, maar dis die Gees werk. Wanneer 'n sondaar dood in sy sonde deur die Gees weergebore word, nuut geskep word, hoor hy skielik die evangelie, die boodskap van die Here Jesus se kruisdood anders. Hy hoor dit skielik anders. Hy hoor dit vir die eerste keer in sy lewe. En met ander oë kyk hy na sy sondige hart. Skielik besef hy het Jesus nodig. Vlug hy weg van sy sonde en omhels Jesus in geloof, want die Gees het hom nuut gemaak. 'n Sondaar word nie weergebore en 'n nuwe skepping omdat hy in Jesus glo nie. Party mense wat die wedergeboorte so afskaal. So daar's 3 stappies hoe jy wedergebore word. Jy gaan op jou knieë en dan bid jy hierdie gebedjie en jy bely jou sondes en dan neem jy Jesus aan en jy sê hierdie gebed op, dan is jy wedergebore. Dit kan jou nie red nie. Dit kan so gebeur, maar dis geen waarborg nie. Jy bid daai gebed met jou hele hart omdat die Here jou nuut gemaak het. Nie 'n wedergebore sondaar glo in die Here Jesus omdat die Gees hom deur die wedergeboorte nuut herskep het. Dis genade alleen. Paulus beskryf dit baie mooi daar in Efesiërs 2 vers 6 tot 10. Geliefdes, die herskepping van 'n sondaar deur die Gees van God tot 'n nuwe mens in Christus is eintlik 'n groter wonderwerk as die skepping van die heelal. Feit dat jy hier sit, sê jy is 'n Christen, is eintlik 'n groter wonderwerk as die skepping rondom jou. Die Gees van God wat oor die waters gesweef het deur die krag van God, dit wat nie bestaan nie tot bestaan geroep, aangrypende wonderwerk bo kan ons denke. Maar 'n sondaar, gebore in sonde, bevlek en ongeneeslik aangetast deur sonde, geestelik dood, bestem vir die oordeel, soos Paulus sê, ons was van nature kinders vir die oordeel, word deur God wat sonde haat, herskep uit die dood, lewend gemaak, nuut gemaak deur sy Gees, omdat sy seun vir sondaars gesterf het. Die ommekeer is geweldig. Paulus beskryf hierdie wonderwerk aan die Efesiërs. Hy sê, maar God het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Kan die hele gedeelte gaan lees daar. In 'n sekere sin is dit 'n groter wonderwerk as die skepping en niks. Hoekom? Want die Heilige Gees neem 'n hart vol sonde en vyandige gesindheid teenoor God en hy herskep dit tot 'n hart wat God liefhet. Dis wat hy doen. Jou redding en jou herskepping is van begin tot einde die werk van die Heilige Gees van God. Ons het daarby stilgestaan, jy is wedergebore deur die Heilige Gees. Jy het geloof as gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy is deur die Heilige Gees ingeplant in Christus. Jy is deur die Heilige Gees verseël as God se eiendom. Het jy al gewonder hoekom God jou as sondaar gered het en deur sy Gees herskep het as nuwe skepping in Christus? Ons het in die Romeine boek daar ook by dit stilgestaan. Net om jou te red van die hel? Nee, glad nie. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die Gees wat jou herskep het van 'n sondaar wat God haat, na 'n kind van God wat God liefhet, wil jou verander om meer en meer soos Jesus te word, sodat hy baie broers kan hê, sê Romeine vir ons,
maar sodat die heerlikheid van God sigbaar word in jou lewe. Sodat die heerlikheid van God sigbaar word in jou lewe. Wat word sigbaar in die skepping? Die heerlikheid van God. Mense sien dit, om aanbid hulle vir God daaroor. Wat beteken dit? Wat beteken dit die heerlikheid van God? Paulus sê die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Wat beteken dit? Wat is die heerlikheid van God? Hoekom moet dit sigbaar word in my lewe? Om die heerlikheid van God te verstaan, moet 'n mens twee begrippe in die Ou Testament verstaan, net vinnig. God is heilig. Die Hebreëse woord is kadosh. Dit beteken God is die gans andere. Hy is verhewe bo enige van sy skepsels. Hy is heeltemal enigiets anders as wat jy gedink het hy is. Hy is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Hy haat sonde en hy sonder sonde, en dan kom Paulus daarby en dan sê hy nou God woon in 'n ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Dis God. Dis sy heiligheid. Dis hoekom dit die een eienskap is wat in die Ou Testament die meeste genoem word. So jy sou kon sê God se liefde is heilig. God se genade is heilig. Jy sou al die ander eienskappe kon toevoeg tot God se heiligheid. Nou God se heerlikheid is die uitstraling van sy heiligheid. Die uitstralende mag van sy heiligheid. Die Hebreëse woord is kabod. Nou om die volgende beeld te gebruik, en ons praat in beelde, en ons sien maar soos in 'n spieël, en ons kan net sê wat ons in die Bybel lees, om 'n beeld te gebruik. As die son die heiligheid van God simboliseer, dan is die strale van die son die heerlikheid van die Here. Dis die uitstralende mag van sy wese. As jy 12 uur die middag opkyk, dan kan jy nie na die son kyk nie. Jy's bitter ver van die vuur, van die vlam, van die son af. Dit kan jou niks doen nie. Die uitstraling van die wese van die son is vir jou te erg. Jy kan nie eens daarna kyk nie. Dis die heerlikheid van die Here. Jy is nog nie by die wese nie, jy is net by die uitstraling. Nou in die Psalms word die heerlikheid, die uitstralende mag van die Here se heiligheid beskryf. Nou hou net daaraan vas. Paulus het gesê die heerlikheid van ons wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit sê hy. Nou kyk ons na die heerlikheid van die Here in die Psalms. Die Here regeer, hy is met majesteit bekleed. Met majesteit bekleed, dit wat jy sien. Luister en glans is voor hom, krag en heerlikheid is in sy heiligdom. Dis net wat uitstraal van hom. Psalm 96 vers 9. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid, bewe vanweë sy teenwoordigheid oor ganse aarde. As God die sluier wegvat en hy gee vir ons dat ons dit kan sien, sy heerlikheid in sy volheid, gaan dit vir ons te veel wees om te hanteer, soos Johannes op Patmos, hy het neergeval toe hy vir Jesus, toe die heerlikheid van Jesus sien. Nou sê Paulus in 2 Korintiërs 3:18, ons word al meer verander om soos Jesus te word, en die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dis die heerlikheid van die Here. En wanneer die heerlikheid van die Here sigbaar word in sy kinders se lewens, dan word iets van God se karakter, van sy liefde, van sy heiligheid, sigbaar in jou lewe. En dit kan ons sien. Iemand kom tot bekering. Hy leer die Here ken. Skielik sien jy, maar dis 'n ander mens nie. Hy is net anderste. Sy gesig lyk anderste. Sy oë lyk anderste. Hoe hy optree lyk anderste. 'n Mense wat hom glad nie ken nie, kyk nou en sê, "Sjoe, daar's iets in die persoon wat ek graag wil hê. Daar's iets wat uitstraal uit hom uit." Dis die heerlikheid van die Here. Alles het in 'n baie beperkte mate. Die herstelde beeld van God wat deur sonde geskend is, word in ons herstel. En wanneer die heerlikheid van God sigbaar word in jou lewe, sal mense begin om Jesus in jou lewe te sien. Jesus sal sigbaar word. En God sal die eer ontvang. So die Here verander my, om meer soos hy te word. Dat sy heerlikheid uit my sal sigbaar word, sy liefde, sy heiligheid, dat hy die eer kan kry. Ek gaan nooit oor myself hê. Die oomblik as ek die eer vir myself wil vat, is ek op dun ys. Moses het dit gedoen. Toe hy met die rots moes praat, toe slaan hy die rots.
Toe kan hy nie die beloofde land inval nie. Toe sê die Here vir hom, jy het die lig op jou laat val. Jy moes die lig op my laat val het. Jy sal nie die beloofde land ingaan nie. Die Gees van God wat my herskep het net een fokus en een doel. En dis dat die Vader en die Seun verheerlik sal word. Soos die Gees in my werk, dan het hy net een doel. Net een doel. En dis dat God verheerlik sal word. Dat die Here Jesus verheerlik sal word. Soos ek 'n ander doel het as dit, dan is ek op 'n pad wat hy nie is nie. Hy gaan my nie hoor nie. Johannes 16:14 sê Jesus, die Heilige Gees sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Hy sal my verheerlik. Die Heilige Gees verheerlik die Seun en hy verheerlik die Vader. Dis wat hy doen in my lewe. En as ek wil hy moet iets anders doen, gaan hy dit nie doen nie. Want dis wat hy doen. Hy kan niks anders doen as dit nie. Hy kan net die Vader en die Seun verheerlik. Daar's geen manier wat hy goed gaan doen wat ek wil hy moet doen, wat die lig op my sal laat val nie. Ons moet onthou die Heilige Gees se fokus is altyd Jesus Christus. Hy is soos 'n kollig. Die lig val nooit op die Heilige Gees nie. Dis hoekom as mense baie oor die Heilige Gees praat, baie keer. Hulle praat nie oor Jesus nie, dan praat hulle eintlik nie oor die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees se fokus is Jesus. As jy wil weet of iemand vervul is met die Heilige Gees, hoor hoe praat hy oor Jesus? Want die Heilige Gees se fokus val op Jesus, maak Jesus groot. Soos die Heilige Gees in sy volheid in jou teenwoordig is, wat sal hy maak? Hy gaan vir Jesus groot maak. Hy gaan vir Jesus oplig. Hy gaan vir Jesus sigbaar maak. Hy is nie daar vir jou nie. Hy is daar om Jesus in jou groot te maak. So dis is die Heilige Gees se hoofdoel in die herskepping van verlore sondaars tot kinders van God, om vir God se heerlikheid sigbaar te maak. Sy karakter, sy liefde, sy genadigheid, sy genade, sodat God al die lof en die eer ontvang. Dis die hoofdoelwit. Ons is partykeer heeltemal van die pad af. Ons bid vir goed, verskriklik. Gees gaan dit nie doen nie. Maar dit gaan nie oor God nie, dit gaan nie oor Jesus nie, dit gaan nie oor sy verheerliking nie. Daarom wil die Gees, die bruid van Christus, die kerk, wat gereinig is deur die bloed van Christus, wil hy versamel, wil hy bymekaar maak, en die Gees wil hierdie bruid vir die Vader gee. In 2 Korintiërs 11 sê Paulus, en praat hy met die gemeente, en sê, julle is soos 'n jong meisie, wat ek aan een man toegesê het, wat ek vlekkeloos na hierdie man wil bring. Dit wat die Gees met die kerk wil doen. Die Gees versamel die kerk, herskep die kerk, maak die kerk nuut, en wil die kerk vlekkeloos met die kleed van Christus se geregtigheid voor die Vader stel, wat die Vader se heerlikheid uitstraal. En wanneer daardie bruid van Christus, wat bestaan uit elke nasie, stam, volk en taal, voor God se troon in die hemel staan, wie gaan die lof en die eer ontvang? Die bruid van Christus, ek en u? Nee, glad nie. Gaan die Gees, die Heilige Gees wat ons herskep het, gaan hy die eer ontvang? Nee. Wie gaan die eer ontvang? Die Vader en die Seun. Nou as jy in Openbaring gaan lees, en jy gaan lees in Openbaring 4 en Openbaring 5, waar die Here vir Johannes die deur oopmaak en na die hemel, dan lees ons daar, en dit laat jou dink aan Psalm 148 en baie van die psalms, maar daar kom goed by, dan lees ons, en dis nou miljoene engele, en dan alles wat leef, en ek het die hele skepping, in die hemel, op die aarde, en onder die aarde, op die see, en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit, dis die Vader, en aan die Lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. En aan die einde staan daar die Gees en die bruid wag vir Jesus om te kom, sodat hy die lof en die eer kan ontvang. Ek sluit af. Geliefdes, enige ander rede om te bid, dat die Vader my moet vul met die Gees, anders is dat die Vader en die Seun verheerlik word deur my lewe,
En in die lewe van die kerk is soos om suid te blaas teen 'n wind wat noord waai. Enige ander rede om te bid dat die Gees my moet vul, behalwe dat die Vader en die Seun verheerlik word en dat dit regtig my diepste motief is om soos om suid te blaas teen 'n wind wat noord waai. Daar gaan heeltemal niks gebeur nie. Jy gaan net moeg raak van bid en niks gaan gebeur nie, want jy bid teen God se wil. Maar as jy bid dat die Vader en die Seun verheerlik sal word in alles, dan sal God werk. Ek sluit met 'n kosbare aanhaling uit die Westminster Shorter Catechism 1647, 1648 het hierdie Puriteinse vaders dit geskryf, en baie van u het dit al gehoor, ek het dit al voorheen ook aangehaal. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Man's chief end is to glorify God. Dis wat die Gees doen. As jy vervul is met die Gees, dan wil jy God verheerlik en jy geniet sy teenwoordigheid. En jy's niks en hy's alles. Vra die Gees van God om dit jou hartsbegeerte te maak en bid dit dan. En ervaar dan hoe dat God jou gebede sal waarmaak en jou sal vul met sy Gees en hy homself sal verheerlik. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, dat kom ons ondersoek ons harte. Hoekom bid ons vir die Gees van die Here? Want ek is heeltemal oortuig daarvan, almal van u wat hier sit, het al by verskeie geleenthede gevra dat die Here deur sy Gees u sal vul en u sal bekragtig. Kom ons ondersoek ons harte. Vra vir die Here, moet ons wys, kom ons dit vra, en dat hy ons harte in die regte rigting sal vat. Ons verootmoedig ons self voor die Here. Ek gee net tyd vir verootmoediging en gebed vanaand, en dan voorbeding ook vir jouself en vir jou familie en gesin en vir die gemeente, dat die Here Jesus verheerlik sal word. Ek gee geleentheid vir stil gebed, dan sal ek afsluit.